Dr. Christo Nodee. Luisteraars, ons gesels vanmôre verder met Dr. Christo Nodee en sy praatjie sout en peper. Goeiemôre Christo. Goeiemôre Willem en goeiemôre luisteraars. Christo, vanmôre het jy 'n interessante tema, soos altyd. Die ontferming van die Here. En ek sê dit onmiddellik, want jy weet, as ons dit sê, dan ek dink almal het so 'n vaag idee wat dit beteken, maar as ek vanmôre sou vra wat beteken die ontferming van die Here, gaan ons 'n baie vaag antwoord of 'n klomp vaag antwoorde kry sonder om regtig dalk by die essensie daarvan uit te kom. Of miskien weet die luisteraars baie beter as ek wat beteken die ontferming van die Here. So help ons 'n bietjie Christo, die ontferming van die Here. Willem, kom ons begin en ons gaan na 'n teksvers toe wat vir ons so 'n bietjie 'n storie vertel. En dan binne in die storie gaan hy dan vir ons die woordjie ontferming gee. En dan kan ons na aanleiding van daardie verhaal wat daar is in Markus 10 dan so 'n bietjie gesels daaroor. Die agtergrond is die Here Jesus is op reis na Jerusalem toe. En hy kom by Jerigo aan, en in Jerigo gebeur daar 'n paar dinge, onder andere 'n wonderwerk. En dis by hierdie wonderwerk wat ons gaan stilstaan. In Markus 10 vers 46 staan daar, daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Baie mense het met hom geraas en gesê, hy moet stil bly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep, Jesus, seun van Dawid, ontferm u tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra hom, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus antwoord daarop vir hom, jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. Dadelik kon hy sien en het op die pad agter Jesus aangegaan. En in hierdie gedeelte kry ons dan nou waar ons kry die man, Bartimeus, en in die Hebreëus beteken die woordjie bar, die seun van Timeus, en hier sit hy 'n bedelaar. En wanneer ons nou kyk na sy lewe, is hy vasgevang in donkerte. 'n blinde mens kan nie sien nie. Nou weet ons nie of hy blind gebore was, of blind geword het nie. Maar hy's blind. So sy hele situasie, sy hele omstandighede is beperk. En nou is hy nog verder beperk, dat niemand kan hom in diens neem nie. En hy moet gaan sit, geneem word na die stadpoort, en daar sit en bakkant staan, of sit, en sê asseblief, ek het geld nodig, om vir my kos en slaapplek te kan betaal. En hierdie is 'n daaglikse storie. Dis nie sommer net iets wat eenmalig gebeur nie. Sy hele lewe is dat hy is nie die moeite werd nie. Niemand wil hulle oor hom ontferm en sê, kom bly by my, hou bedel, dis nie nodig nie, ons kan vir jou sorg nie. Hy het nie so iemand nie. En daarom is hy afhanklik van die mense rondom hom. En nou sit hy die dag daar, hy het die oggend opgestaan, soos al die ander oggende, en hy is geneem na die stadpoort toe. En daar in die stadpoort, kom hy
en hy gaan sit op sy gewone plek. Skielik is daar 'n gedruis van mense, en hy gryp iemand se kleed en hy sê, hoorie so, wat's aan die gang? Baie opgewonde sê die mense vir hom, man, Jesus van Nasaret is hierso, en hy gaan hier verbyloop. Nou die naam van Jesus as die rabbi, wat baie bekendheid verwerf het, om hom te onderskei van ander Jesus-rabbies, was die seun van, of die rabbi van Nasaret, Jesus van Nasaret. Dan het hulle almal geweet van wie hy praat. En nou kom hy en hy begin, en hy sê vir hierdie Jesus van Nasaret, Here, ontferm u tog oor my. Maar hy sê nie net Here nie, hy sê seun van Dawid. So dadelik is hy besig om die Here Jesus 'n titel te gee meer as net Jesus van Nasaret. En ek dink ons kan hier stop, Willem. Ja, binnekort luister ons verder. Wat sê Christo? Kom ons luister 'n bietjie musiek. Dankie Christo, jy vertel van ontferming en jy gebruik die voorbeeld van die blinde man wat Jesus geroep het. Vertel van ons verder, wat beleef, wie en hoe gaan jy dan vir ons ontferming verduidelik? Nou, ek het so bietjie probeer die arm bedelaar, Bartimeus, se leefwêreld vir ons skets van, hy's nie die moeite werd nie. Hy kan nie iets vir homself doen nie. So met ander woorde, hy leef in 'n wêreld waar hy nie eintlik tuis is nie. En nou kom hy en hy hoor van Jesus van Nasaret, maar hy roep die Here Jesus aan as seun van Dawid. Dis 'n messiaanse aanroep. Hy sê, Messias, ontferm u oor my. En hierdie ontferming beteken dan, wees genadig, wys barmhartigheid. Help my in my toestand van blindheid, donkerte, afhanklik wees van ander mense, nie die moeite werd wees nie. So, wanneer ons die Here nader en sê, ontferm u, dan bring ons hele menslike pakket. Dan bring ons hele menslike nood. Met elke soort ding wat ons afhanklik is van ander mense, van dinge buite ons, kan ons so na die Here toe bring en hierdie vreeslike noodkreet gee. Jesus, u wat genadiglik in my lewe kan inbeweeg. U wat op 'n baie besondere manier die hart van God dra, na ons toe bring. Ek wil graag hê, u moet toetree tot my lewe. En dan kom die Here Jesus en hy sê vir hom, okay, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En dan sê hy die interessante, Here, dat ek kan sien. So met ander woorde, wanneer die Here Jesus dan nou gaan stil staan, en dis 'n baie belangrike onderskeid hier wat ons hier het, dat Jesus gaan stil staan, en met die stil staan, neem Jesus posisie in as die Messias. En hy het gaan staan, en hy het gesê, roep hom nader. En hy het alles gelos. So groot was sy behoefte, om by Jesus te kom, en sy nood en sy kreet aan die Here Jesus te kom gee, dat hy alles gelos het. En hy kom en hy sê dat hy kan sien. En die interessante is, dan sê die Here Jesus, jou geloof het jou gered. So met ander woorde, wanneer Jesus gaan stil staan, om te ontferm, ontketen dit hoop. Jesus se ontferming ontketen hoop in ons. Hou moed, staan op, hy roep jou. Wat wil jy hê moet ek doen? Verbaliseer jou behoeftes en jou begeertes, maak dit aan God bekend. Maar, baie belangrik, onthou, ons het hier met 'n God te doen, wat oor meer gaan as lysies van wat ek nodig het, dis 'n verhouding.
En hierdie Bartimeus het die verhouding met Jesus gehonoreer. Seun van Dawid, ontferm U oor my. Sien my behoeftes, hier is dit, bring dit, verbaliseer dit vir die Here. En dan wil ek graag kan sien. Want baie keer veroorsaak hierdie behoeftes wat ek het, dat my uitsig op Jesus belemmer is en belemmer word. En daarom kan ek dit na die Here toe bring en sê, Here, ek wil U beter te kan raak sien. Ek wil beter te weet wie U is. Ontferm U oor my, sodat U duideliker vir my sigbaar word. En dis die wonder, wanneer ons dan te doen het met hoe die Here dan hom ontferm oor ons, is om hom duideliker te maak in ons eie lewe, om hom te kan raak sien as die een wat barmhartig is, genadig is, liefdevol is, en ons wil aanraak met sy liefdevolle teenwoordigheid. Dit is die ontferming van die Here, dat hy is die Messias, my verlos. Ek wil twee goed vra. Die eerste is, Jesus vra hierdie vraag, wat wil hy hê, en dat hy kan sien, maar dan sien hy eintlik twee goed, nee, hy sien met sy oë, maar hy sien ook met sy gees. Die Here het hierdie, want hy besef dat hierdie uitroep van die Messias word geantwoord, en hy sien met sy oë. En die tweede ding wat ek wil vra, ons is nou mos die mense wat die verteenwoordigers van Christus is, wat moet ontferming, wat jy eintlik gesê het, hoop bied, moet bied aan ander, sodat hulle ook hierdie visie kan hê, om Christus te kan raak sien, ja, en hulle blindheid verloor. Die mooi Willem is dat die skare se reaksie, die skare sê, stop, bly stil, bly weg. Die oomblik as Jesus gaan stil staan, is die skare die ene wat na hom toe kom en sê, hou moed, kom, ons vat jou na hom toe. So ja, ons moet baie versigtig wees, die skare konfronteer ons met twee reaksies op mense in nood. Die een is, ons maak hulle stil, ons sê, moenie die Here pla nie, die ander is die helpende hand, wat die blinde optel, en om na die Here Jesus toe lippe gelei. Watter deel van die skare maak ek uit? As ek my eie behoeftes na die Here toe kon bring, en hy het voorsien, dan gaan ek terug en ek word deel van die skare, want hy het agter Jesus aangeloop, deel van die skare. So wat maak ek met die volgende noodkreet? Here, ontferm U oor my. Stap ek verby, ignoreer ek hom, of word ek die helpende hand, wat hom ophelp en na die Here Jesus toe bring? En ek dink dit sê baie vir ons van die keuse wat daar ook vanmôre by ons lê. Christo, baie dankie, jy weet, en hier is miskien luisteraars wat voel, hulle is iemand wat 'n helpende hand kan uitsteek, en so kan hulp gee, of bied, maar ook ander wat hulp nodig het, en wat 'n uitroep het, en sê, help my, en al twee kante. Miskien wil iemand verder met jou daaroor praat. Waar kan hulle met jou kontak kom? Willem, my nommer is 082-785-1106. 782-1106, is ek reg? Sê hom net weer. 082-785-1106. 1106, hier raak ek deur mekaar. Baie dankie, Christo, en dit was Dr. Christo Nodee vanmôre met die ontferming van die Here. Tot 'n volgende keer, Christo. Dankie Willem, heerlike dag vir julle, mag die Here julle ontferm oor ons almal.